Goeiemôre, vriende. Ons glo daar gaan ook kykers wees en ons vir julle ook welkom sê. En dis so 'n voorreg om met 'n ou vriend, ou Dominiek Kobus van Potchefstroom, Kobus niemand weer te gesels. Ons het so verlede jaar in Oktober 'n gesprek gehad waar hy so 'n bietjie gedeel het oor sy situasie. Hy het kanker en hy kry behandeling en Kobus, ek het gister weer deur daai video gekyk en ek was weer so aangegryp deur ja, ek het sommer so gedink, ek voel skoon onseker hoe om nou vanoggend en toe bid ek maar en toe besluit ek kom by jou huisbesoek doen by jou ou vriend. Dis reg. Dis reg. Hoe gaan dit met Dis jou nou en ja, Chris, met my gaan dit goed. Ek kan dit regtig in alle eerlikheid sê. Dit gaan goed. Die pad tot hier toe, die vorige keer toe ons met mekaar gepraat het, was dit die 7de chemo met die vooruitsig dat ek nou in Januarie van hierdie jaar sou klaarmaak met chemo. Maar toe hier in Desember se kant het die merkers 'n bietjie begin styg en toe het hulle besluit, die onkoloog besluit om vir my op 'n nuwe skedule te sit, 'n nuwe 12 sessies van chemo. En so die 7 is op hierdie stadium nou al 22. Ek gaan nou volgende maandag dan kry ek nou die 23ste chemo. Ja, op hierdie stadium en so deur die jaar het die merkers hier en daar maar gestyg, maar op hierdie stadium is dit merkers. Daar was 'n skandering of wat. Op hierdie stadium is dit 'n situasie waar die kanker nie groter word nie en ook nie kleiner word nie. So ek voorsien, en dit is alreeds met die onkoloog ook bespreek, dat ons sal voortgaan met chemobehandeling vir die toekoms. Juis omdat dit op hierdie stadium lyk asof die chemobehandeling die kanker in stand hou, bedoelende dat niks groter word en niks word kleiner nie. Maar dit gaan goed met my, regtig waar, ek kan daarvan getuig. Dat op die maandag, ja, wanneer ek wel die chemo kry, dan is dit maar daai tipiese ervaring van die chemo en dat jy maar moeg is, dat wanneer ek nou by die huis kom, dan slaap ek gewoonlik so 2 tot 3 ure en dan is ek weer effens okay, maar van die Dinsdag af dan gaan ek aan. Die eerste week, ja, hier en daar is ek maar moeg, maar ek kan aangaan. Daar is genoeg krag dat ek kan voortgaan met my werk, met Bybelstudies, met vergaderings, besoeke by die hospitaal en dan ook by huise. So op fisies, ja, gaan dit goed. Die al neeweffekte wat ek regtig op hierdie stadium beleef is dat maar die dooie gevoel in die vingerpunte en dan natuurlik ook my voete wat ook so dooie gevoel het as gevolg van die chemo, maar ons leef daar rondom. Maar dit gaan regtig waar, Chris, met my goed en met ons goed. jy en Kobus, hoe hanteer jou familie dit? Hoe hanteer jou vrou en kinders dit? Weet jy, dit is 'n baie interessante vraag. Hulle beleef dit nou saam met my, hulle ondersteun my en ek en my vrou is baie openlik ook hieroor. Dat so 'n maand of wat gelede toe ons nou ook besef dat die chemo sal aangaan, het ons ook met mekaar daaroor gepraat dat ons dankbaar is dat die chemo dan dit in stand hou, want dit kon so anders gewees het as ek nie hierdie pad begin loop het nie, en dit is vir ons goed, dat al is dit op hierdie stadium, soos wat dit dalk ook nou dalk kan lyk, dat
dat die gewas nog maar steeds daar sit en dat die twee kolle op die lewer ook nog steeds daar is. Dat ons daar is vir mekaar. Dit is so, ek sê nie dit kleur die toekoms verwagting nie, maar ons gaan voort. Jy weet jy, ons gaan voort. Dit is so dat dit emosioneel kan raak, dat daar ook gedink kan word, maar nie 'n kwessie van wat as nie, maar ons is dankbaar vir elke dag. Dit kan ek regtig waar sê, elke dag is 'n gawe vir ons, juis omdat ons die pad saam met die Here ook loop. Ons is eerlik teenoor mekaar, want dit is wat ons ook vir mekaar sê, dat as dit 'n slegte dag is, dat ons ook daaroor sal praat. Maar ons is daar vir mekaar. Ek weet dit is baie moeilike gesprekke wat baie keer ook hier kan wees, want nie soseer dat die toekoms onseker is nie, want die toekoms is seker, baie seker, en dit weet ons as gelowiges baie goed. Of ons by mekaar gaan wees in die toekoms, dit kan niemand van ons sê nie. Maar ons praat, die kommunikasie is oop, die kommunikasie is eerlik, ons beplan dinge saam, ons vakansies en hoe ons die toekoms ook gaan aanpak en kan aanpak, terwyl ons by mekaar is. So die oomblikke by mekaar is vir ons kosbaar, veral ook as die kinders kom kuier, en soos ek sê, ons twee dogters en skoonseun ondersteun ons, staan ons by, en dit is vir ons goed. Dit is vir ons goed om by mekaar te wees en te kan praat ook oor kanker, die onsekerheid daarvan, maar dankie tog dat ons sekerheid ook in die Here is. En dit gee vir ons troos, dit bemoedig ons om so te kan leef. Ek weet nie of kyk, jy sal weet, want dit is wat ons maar ook in die bediening beleef, Chris, is dat met mense met wie ons al 'n pad gestap het, daar die absolute onsekerheid, wat van môre, wat van oormôre, wat van oor 'n jaar, wat van oor 2 jaar. Ons wil graag leef en ons wil graag mekaar ook beleef, maar ons kan leef, laat ek dit so stel, en ek het die vorige keer ook gesê, om te leef, werklik te leef in die Here te midde van kanker. En dit is vir ons goed. Kobus, hoeveel mense bid vir jou? Jong, daar is geweldig baie mense wat vir ons bid. Ek is elke keer weer verstom, as ek maar net hoor van mense wat vir ons bid, en ons is baie, baie dankbaar daarvoor, want jy word bemoedig. Jy word werklik waar gedra en bemoedig deur dit. Selfs ook baie keer as mense hier in die gemeente vir my sê, maar jy lyk so goed, dan sê ek, maar weet jy wat, is niks van my nie, want ek doen nie iets anders nie. Dit is nie dat ek dat daar 'n spesiale dieet is, of dat ek nou uit my pad uit gaan om iets te doen nie. Ek is net dankbaar teenoor die Here vir die genade, dat ek kan aangaan, dat daar krag is, en want baie keer as mense my ook raakloop, dan is hulle al verras om my te sien, want ek weet nie wat hulle verwag, hoe ek nou moet lyk, omdat ek nou kanker het nie. En dis wat baie keer ook gebeur. Jy weet, as ons daar op 'n maandag by mekaar is in Klerksdorp vir die behandeling, en dan praat ons maar met mekaar, en dan hoor jy dit ook by ander wat sê dat wanneer familie of vriende of wie ook al hulle raakloop en dan sien hoe goed hulle lyk, te midde van die kanker. Dis nie, ek beleef dit regtig maar as die genade van die Here, dat ek kan aangaan en dat ek op hierdie manier tot hiertoe so kon reageer ook op die behandeling, op die chemobehandeling. Ek wil weer sê, moet nou nie 'n fout maak nie. Dit is uitdagend. Die middels wat hulle vir jou gee, het 'n impak op jou lewe.
Maar regtig waar, ek is regtig dankbaar teenoor die Here vir sy goedheid en sy genade. Uh jy weet as mense baie keer vir my vra, hoe voel jy? Dan sê ek dankbaar, want dis wat ek beleef. En dan sê hulle nee, hulle wil weet hoe voel ek? Dan sê ek, maar dit is wat ek voel. Ek voel regtig maar so dankbaar teenoor die Here, want dis genade op genade dat om te kan leef, ja, om te kan asemhaal, om die wêreld te kan beleef, maar op 'n dieper vlak ook om te kan leef, werklik waar te kan leef vanuit die beloftes van die Here, vanuit sy teenwoordigheid, vanuit sy krag, vanuit sy genade. Daarvoor is ek regtig baie baie dankbaar. Kobus, kan ek sê jy's 'n regtig mooi ou. So in alles gesien. Ek wil vir jou sê, as ek nou nie weet van alles nie, dan sou ek nou gedink, Jesus, hierdie ou vat daarom sy jare goed. Ek sien jou nog net soos ek jou klomp jare terug daar van by 'n Van 'n park Bylpark. gesien het. Ja, ja, En ja, het jy so nog hierdie positiewe mens wat dit just like baie dankie daarvoor. Baie dankie vir jou ja, jou wyse waarop jy dit hanteer. Kobus, dankie vir jou bemoedigende getuienis. Ek het nou 'n Bybelstudiegroep met mense aan die gang en ons is nou by Handelinge waar Paulus en Silas in Filippi bietjie probleme optel en waar hulle die mense slaan en dit moet seker nie maar sommer net 'n paar houtjies gewees het nie. Klink of hulle woes soos in daai tyd geslaan is, in 'n blok gesit is in die tronk en dan sit hierdie twee mense daar en dan sing hulle lofliedere tot die eer van God. En ja, en 1 Tessalonisense sê ook wees dankbaar in alle omstandighede. En ja. dankie vir die manier waarop jy dit natuurlik doen. Ja. Ja, Chris, ek kan maar net sê, jy weet nou dat jy nou praat ook van Paulus hulle wat so gesing het. Weet jy, dit is net besonders. Die gawes wat die Here ook vir die geloofsgemeenskap gegee het oor die wêreld heen deur mense toe te rus en hulle ook te begelei in die liedere wat hulle dan ook skep. Want daar was die afgelope maande hoeveel keer waar mense ook vir my liedere gestuur het van kunstenaars wat hierdie reise verstaan, maar wat besondere waarhede oor God ook gedeel het, wat vir 'n mens so bemoedig. En natuurlik ook die liedere wat ons ook ken, waarmee ons groot geword het, wat telke male ook weer in jou gedagtes opkom. Jy weet, vir my persoonlik ook een van die liedere wat ek in ons liedboek 198, God is my lied, sy almag ken geen perke, Here is sy naam, volmaak sy skepingswerke, die groot deel alles sy gebied. En dan ook wat hy ook weer, wat hy daar die lied ook sê, niks is van my, dit is alles net genade. So die hele ding rondom sang, maar dan ook om op 'n Sondag saam in 'n erediens met 'n gemeenskap van gelowiges te sing. Wat 'n voorreg, om dit te kan uitjubel met blydskap, met vreugde, want omdat die vrede en die vreugde van die Here 'n werklikheid is, sy teenwoordigheid is 'n werklikheid, en daarom kan ons jubel oor hom en in hom en vir hom, oor hierdie goedheid wat hy aan ons as mense bewys, want elke oomblik van elke dag is 'n stuk genade. Dis nie vanselfsprekend nie. Dit kom uit sy hand uit, en om dit te beleef, bewustelik te beleef, hoe dat die Here vir jou hierdie dag gee. Jy weet, hier waar ek my studeerkamer sit,
hoor ek die tortelduwe daar buitekant, nog herfsblare wat nog lê, al is dit winter. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg om te kan leef, maar werklik maar te kan leef ook in die Here. En dis net genade. Ja, Kobus, baie dankie. Ek het nou ek weet nou nie hoekom nie. Ek het die week ook verjaar, verlede week, en toe kry ek nou 'n geskenkie, 'n boekie. En dis ja, ek wil dit deel. Dr. Isaac Burger, almal ken die pastoor van die AGS Kerk en sy mooi werk en alles. En hy ja, ons NG ouens is nou nie altyd so ons weet nou nie altyd van al die goed wat hulle van weet nie. Maar die boekie wat hy geskryf het, sy naam is God se wonderbaarlike genesingskrag. Hy het hier so 'n klompie ware verhale van wondergenesings in die lewens van gewone mense. En ek het nou ek het jy ook in ons bediening is daar mos nou baie gevalle waar jy pad maar saam met iemand loop en dan kom die sterwing en dan aanvaar 'n mens dit, want die lewe is mos, ons gaan mos sterwe, en as gelowiges weet ons mos waar en hoe en waarheen. Maar dit is toch wonderbaarlik, en hierdie boekie is spesifiek geskryf met baie goed nagevorsde inligting, mediese verslae en bewyse. So hy probeer seker mense bemoedig so, en dis wonderlik, ek het nou hierdie een in hoofstuk 8, genees van gevorderde pankreaskanker, Elsabie van der Merwe. En dan vertel sy nou haar verhaal, mooi, van die Here, 'n mediese persoon wat saam met dokters gereeld werk, en dan kom die dag waar sy nou ook besef sy siek, en dan word die toetse gedoen en dan sy nou hierdie slegte pankreaskop wat vergroot het en kanker is, en die dokters in 'n klomp geslaag. En hoe baie mense dan georganiseerd vir haar bid, en sy is reg om te gaan. Sy wil eintlik nie eens behandeling neem nie, want sy ken die prosedure, sy ken die pad vir die spesifieke kanker. En dan sê die dokters maar gaan maar net nog vir 'n opinie, en dan besluit hulle gaan 'n groot operasie op haar doen. En as hulle die operasie doen, dan vind hulle sy's skoon. Sy's genees. En nou ja, ek is bietjie met moslim evangelisasie besig en volg baie getuienisse op van moslems. Gesprekke met moslems kom bloedwynig tot 'n punt van oorgawe, 'n punt van besef, ek is verkeerd en ek moet Jesus soek. Maar dan is daar talle voorbeelde waar Jesus aan hulle verskyn, en dan wondergenesings. Baie keer. En ons weet mos in die Bybel is daar baie sulke voorbeelde. Kom ons, ek wil eintlik met hierdie video ook vir kykers vra, kom ons bid net weer op 'n slag met nuwe geloof. En ons baie dankie. lê jou voor die Here, en ons bid, ons as ons ouens van die NG Kerk, bid mos maar, Here, as dit U wil is, as U verheerlik kan word daardeur, raak ons ou vriend uit die Kobus aan, en gebruik hom tot U eer en tot U verheerliking. Ja, Chris, weet jy, baie dankie daarvoor. Dit is so, soos ek nou die dag ook vir iemand sê, dat wanneer jy hierdie pad begin stap,
ten spyte van wat die diagnose ook was. Gaan dit vir my daaroor dat die Here hierdie pad loop en jy weet dat ons nooit sonder hom is nie. En dit is dis ons troos. En ja, verseker, die Here kan in antwoord op gebed wonders doen. En ons vertrou hom ook daarvoor dat hy op hierdie manier ook werksaam sal wees. So baie dankie vir die voorbereiding. Ek het groot waardering daarvoor. Kobus, dankie vir jou oggend. Dit is wel nie lank met jou Yes, reg. besig gewees nie. Jy behoort eintlik mos nou op sieke verlof en alles te wees, maar jy gaan net aan met jou werk. Ja. En Ja. ons dankie vir jou gehoorsaamheid en jou voorbeeld. En die van ons wat kyk, ag Here, U ken hierdie besondere ou vriend van ons se pad wat U met hom loop. Ek lê hom net voor U hande. Ek bid Here, wil U in genade vir hom aanraak en U wil met hom laat geskied ook deur hierdie siekte. U wil tot U verheerliking, tot U eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie. Vrede en vreugde. Ja, vrede en vreugde, hoor. Okay, Goed man. hoor. Okay, totsiens.